Hallo graad 12, welkom by die antwoordreeks se derde video oor arbeid. In hierdie video gaan ons weer 'n voorwerp langs een van die 3 vlakke beskou en dan die riglyne van video 2 op verskillende tipe probleme toepas waarin die arbeid verrig deur verskillende kragte bereken moet word. Op bladsy 1.47 het ons 'n paar toepassingsstappe wat jy kan deurlees. Lees altyd jou probleem goed deur en maak 'n sketsie om jou probleem voor te stel. Vir arbeidprobleme bepaal ons die hoek tussen die spesifieke krag en die verplasing, of die krag en die verplasing in dieselfde rigting is, in teenoorgestelde rigtings, en of daar 'n spesifieke hoek tussen hulle is. Indien die hoek 90 grade is, word geen arbeid verrig nie. En gebruik dan my arbeidformule, stel al die waardes daarin. Onthou, stel altyd die positiewe waarde vir die krag self in, aangesien die teken van cos theta voorsiening maak vir die teken van die arbeid. Kyk na voorbeeld 1 en 2 op bladsy 1.48. Die eerste vraag is, hoeveel arbeid word deur 'n toegepaste krag op 'n 5 kg tas verrig, terwyl jy vir 'n rukkie met die tas in jou hand staan en wag? Tweedens, 'n entjie daarmee draf, en dan laastens dit teen 'n stel trappe uitdra soos in die skets. Die skynsvlakhoogte van die trappe is 5 meter en die vertikale hoogte is 1,5 meter. By beide die eerste en tweede deeltjies word geen arbeid verrig nie. By 1 is die verplasing gelyk aan 0 en by 2 is jou krag loodreg met betrekking tot die verplasing. By die derde deeltjie begin ons by die vryliggaamdiagram. Die enigste 2 kragte op die tas is die gravitasiekrag van die aarde direk afwaarts en jou krag vertikaal opwaarts. Jou krag is net sodanig dat dit die tas in dieselfde posisie hou soos jy die trap uitstap. So daarom is jou krag gelyk aan die gravitasiekrag gelyk aan M × G. Om die arbeid verrig deur hierdie krag te bereken, het ek dus die krag M × G, ek het die verplasing van 5 meter en ek benodig net ook theta. Ek kan nou wiskunde beginsels gebruik en ek kan eers ook alfa uitwerk, aangesien ek die vertikale hoogte van die trap het, sowel as die skynshoogte van 5 meter. En sin alfa is gelyk aan 1,5 gedeel deur 5, dit is dan 'n hoek van 17,46 grade, en daarna kan ek dan die derde hoek uit die driehoekie bereken. So ook theta, wat dan ook aan hierdie hoekie gelyk is daarom 72,54 grade. Theta is regoorstaande met hierdie hoek. Stel nou in die arbeidformule, naamlik die krag Ft wat 5 × 9,8 is, maal die verplasing van 5, maal die kos van 72,54 grade. Theta is 'n skerphoek, so die kos van theta is positief en die arbeid verrig is positief, naamlik 73,50 joule. In die tweede voorbeeld stoot 'n vrou haar baba in 'n stootwaandjie teen 'n konstante spoed. Die konstante spoed dui vir ons daarop dat die netto krag parallel aan die vlak gelyk is aan 0 Newton. Sy stoot die waandjie 1 km ver, so my verplasing is 1 km. Daar is 'n wrywingskrag van 30 Newton op die waandjie en die handvatsel maak 'n hoek van 25 grade met die horisontaal. Goed, ons gaan nou eers 'n vryliggaamdiagram skets en dan die arbeid verrig deur die wrywingskrag en deur die vrou op die waandjie bereken. En daarna moet ons die grootte en die rigting van die krag wat sy uitoefen bereken, so haar krag F is onbekend. In die vryliggaamdiagram is haar stootkrag skynsafwaarts. Dit begin by die kolletjie skynsafwaarts teen die gegewe hoek. Die wrywingskrag van 30 Newton is terugwaarts teen die rigting van verplasing en die verplasing van 1 km het ons omgeskakel na 1000 meter. Die ander 2 kragte, naamlik die gravitasiekrag direk afwaarts en die normaalkrag vanaf die vlak loodreg opwaarts, is altyd teenwoordig. Die arbeid verrig deur die wrywingskrag is dan die 30 Newton krag
maal 1000 meter verplasing maal kos 180 grade, dit is gelyk aan minus 30.000 joule. Haar krag is nou nog onbekend. Ons bereken die arbeid verrig deur haar krag vanaf die feit dat die waantjie teen 'n konstante snelheid beweeg. En dit is naamlik dat die vektorsom van die kragte parallel aan die vlak gelyk moet wees aan 0 Newton. Dit behels dan die wrywingskrag op die waantjie van 30 Newton. Ons kan dit neem as minus 30 Newton en dan die x-komponent van haar krag wat gelyk moet wees aan plus 30 Newton. Dit is juis hierdie x-komponent wat aan die waantjie sy verplasing gee en dit is in die rigting van die verplasing. Die arbeid verrig deur haar krag is dan hierdie x-komponent van 30 maal die 1000 meter verplasing maal kos 0 en dit is gelyk aan 30.000 joule. Haar krag kan ek bereken deur terug te werk uit die arbeidformule, naamlik ek het haar arbeid, die verplasing sowel as ook theta. Haar krag maak 'n hoek van 25 grade met betrekking tot die verplasing. Daar is haar krag, daar is die verplasing, hoek van 25 grade. Antikloksgewys is dit 'n hoek van 335 grade. Ek kan dus net terugstel en dan neem ek die 30.000 joule gedeel deur die verplasing kos 335 grade. Die krag wat sy uitoefen is dan 33,1 Newton teen 'n hoek van 25 grade onder die positiewe x-as. Die tweede opsie is dat die parallelle komponent van haar krag gelyk is aan die krag maal die kos van die hoek. In hierdie geval dan is haar krag gelyk aan die x-komponent van 30 gedeel deur die kos van 335 grade. Dit gee dieselfde antwoord en onthou om die rigting by te sit. Hier volg 'n paar huiswerkvrae in die 2-in-1 studiegids op bladsy 11. By vraag 41 word 'n 30 kg krat met 'n ligte touwtjie aan 'n 10,8 kg krat verbind. Let op, die 60 Newton krag word uitgeoefen op die 30 kg krat. Daar word ook gepraat van 'n wrywingskrag. Die twee kratte beweeg saam teen 'n konstante snelheid wat belangrik is en hulle gee ook 'n verplasing van 4 meter. Beantwoord dan die paar vragies wat volg. By vraag 44 word gepraat van 'n groot 3-ton vragmotor waarvan die engine skielik afskakel. So let op, daar is dan nie 'n engine krag nie. Die bestuurder laat die vragmotor vryloop tot onder op 'n gelykte terwyl hy sy voet op die rempedaal hou. So dit impliseer 'n remkrag sodat dit nie versnel nie. Dit is belangrike inligting. Beantwoord ook dan die paar vrae oor hierdie voorbeeld. By vraag 48 is 'n vuurpyl met 'n massa van 500 kg wat gelanseer word. Dit word eers vir 2 sekondes teruggehou om 'n groot genoeg aandrywingskrag vir die lansering te ontwikkel. Hier is eers 2 teorievrae en dan 'n paar berekeninge wat gedoen moet word. Op hierdie stadium kan jy die video stop, teruggaan na die vrae en dit beantwoord en daarna weer die video verder speel om jou antwoorde te kontroleer. By die beantwoording van al hierdie vrae moet onthou word hoe om netto krag parallel aan 'n vlak te bereken, naamlik F net is die vektorsom van die afsonderlike parallelle kragte. Dit bring ons by die antwoorde. By vraag 41 het ons te doen met 'n tweeliggaamssisteem van 2 kratte wat verbind is. Onthou by sulke voorbeelde teken 'n aparte vryliggaam-diagram vir elke voorwerp. Op die 30 kg krat is 'n toegepaste krag van 60 Newton na regs, die wrywingskrag wat teenwerkend is na links en ook die spanningskrag in die touwtjie is 'n krag na links. Hierdie 3 kragte balanseer mekaar aangesien die krat teen 'n konstante snelheid beweeg, so die netto van die 3 kragte is 0. Nadat ek dan die arbeid verrig deur die toegepaste krag en deur die wrywingskrag bereken het, bereken ek die waarde van die spanningskrag
uit F net gelyk aan 0. Ek het my rigting gekies, regs positief, en die ander twee kragte met hulle groottes en korrekte tekens ingestel. T werk dan uit op minus 15,9, dit is 15,90 Newton na links. Die arbeid verrig deur T is die positiewe waarde van die krag, maal verplasing maal kos 180 grade, so hierdie krag verrig negatiewe arbeid. Op die tweede krat, die kleiner krat, is daar dieselfde spanningskrag, maar nou na regs, dit wil sê dit het 'n positiewe waarde, en die enigste ander krag is wrywingskrag na links. So die wrywingskrag sal dan uitwerk op minus 15,9 Newton. Hierdie twee kragte balanseer mekaar ook, en die arbeid verrig deur wrywingskrag word soos normaal bereken. By vraag 44 is die remkrag die toegepaste krag. Die remkrag is opwaarts teen die rigting van beweging, so ook die wrywingskrag. Die vragmotor het afwaarts met die helling beweeg. Gravitasiekrag is direk afwaarts en normaalkrag is loodreg vanaf die vlak opwaarts. Dit is nou nodig om die massa om te skakel na kilogram, aangesien ons die massa en die skynsvlakhoek gebruik om die twee komponente Fg parallel en Fg loodreg van die gravitasiekrag te bereken. Die wrywingskrag is gelyk aan μk maal n, oftewel Fg loodreg. Aangesien die vragmotor nie versnel nie, is F net gelyk aan 0 en die remkrag kan ek hieruit bereken. Die remkrag werk uit op 'n negatiewe waarde wat ooreenstem met die rigting opwaarts teen die helling. En die arbeid verrig deur die remme is dan hierdie positiewe krag maal verplasing maal die kos van 180 grade, so die remme verrig self negatiewe arbeid. By vraag 48 word geen arbeid die eerste 2 sekondes verrig nie, aangesien daar geen verplasing is nie. Newton 3 is die wet wat die lansering verduidelik. Die enigste twee kragte op die vuurpyl is die gravitasiekrag en die aandrywingskrag van die vuurpyl. Die netto-krag is nou nie gelyk aan 0 nie, aangesien daar 'n versnelling is. Die versnelling is opwaarts, so my netto-krag is ook opwaarts. Ek bereken die aandrywingskrag van die vuurpyl uit F net gelyk aan Fg plus Ft. Ek kies opwaarts positief. Die gravitasiekrag M maal G word met 'n negatiewe teken ingestel en Ft werk uit op 'n positiewe waarde en dit dui die krag opwaarts aan. Ek stel dan net weer in die arbeidformule die positiewe krag maal verplasing maal die kos van 0 grade en dit gee vir my 'n positiewe antwoord. In die volgende video sal ons verduidelik hoe om netto arbeid te bereken en dan ook die arbeid verrig deur 'n spesifieke krag vanaf weer net af te bereken. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.